Goeiemôre broers en susters van Nelspruit en besoekers. Net 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Ons wil eerstens met leedwese bekend maak die afsterwe van broeder Henk Jooste die Vrydagmiddag, die afgelope tyd. En ons dra vir Heila en die familie op in die Hemelse Vader se versorging en vertroosting. En ek wil vra dat ons vir 'n oomblik sal opstaan om ons meelewing te betoon. Baie dankie. Goed, ons wil ook bekend maak dan in die gemeenskap van die Gereformeerde Kerk wat opgeneem is Eddie en Hermine Deetnam en wat vertrek na Gereformeerde Kerk Vira Park is broeder en suster Christof en Angelique van Dijk. Dan noem ons ook net weer dat Dominee Peter is beroep van Huis van Gereformeerde Kerk Hoëveld. En ons vra ook vir voorbereiding in sy besluit en oorweging ook in hierdie tyd. Ons wil dan ook vanoggend vir emeritus Dr. Dominee Bram Kreer verwelkom en ook vir Tannie Donsie. Ekskuus, hy het gesê ek moet so sê, anders gaan sy nie weet van wie ek praat nie. Ons wil vir hulle sê baie dankie vir hom wat die preek vanoggend vir ons gaan bedien en ook vanaand, en ons sien ook uit na volgende Sondag wat hy dit ook sal waarneem tydens Dominee Dirk se verloftydperk. Dan wil ek ook net noem dat daar vir les 30 nog steeds katekisasie is vir die kinders wat reeds klaar is. Ek weet daar's klasse wat reeds klaar is, dat julle ook net na afloop van ons erediens net hier voor by mekaar sal kom, of Tannie Marietjie te ontmoet hierso met die sang. En dan wil ek ook net daarop wys dat daar nie vanaand koffiekroeg sal wees vir die hoërskoolkinders nie, met die oog op die eksamens waarmee hulle besig is. En as daar nuwe intrekkers is vanoggend, ons wil julle graag ontmoet. En julle kan die ouderling aan diens vir broeder Gert net na afloop van die erediens hier voor by die preekstoel ontmoet, waar ons julle inligting sal kry. Baie dankie en ons sien uit na die bediening, Dominee. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters, kinders. Dit is my 'n voorreg om vanoggend hier by julle te wees. Ek bid dat ons 'n meningsvolle ontmoeting met die Here sal hê in hierdie oggend. Wanneer ons as gelowiges bymekaar is, dan verklaar ons dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, sing saam Psalm 48 vers 1 en 5. Dis die Tosius beruiming en dan sal ons ook saam belydenis van ons geloof doen daarna. Bly staan om belydenis te doen na ons saam gesing het. Yeah.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Vir ons verootmoediging, broers en susters, gaan ons bietjie blaai na Markus 12 en 1 Johannes 1. Ek wil julle graag herinner, as ons die 10 gebooie lees, die wet van die Here in Eksodus 20, dan begin hy deur te sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En dan sê hy, hier is my rigtingwysers, hier is my reëls, hier is my onderwysing vir jou, vir die manier waarop jy leef, omdat jy gered is. Dus dit is baie belangrik, dat ons dit verstaan. Hy sê nie, hier is 'n klomp wette wat jy moet doen, sodat jy gered kan word nie. Hy sê vir ons, ek het jou klaar gered, en nou, hier is hoe jy moet lewe, omdat jy my kind is, omdat jy 'n Christen is, omdat jy 'n disipel is. En die vraag word vir Jesus gevra dan, deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het 'n stryery gehad oor watter wet is die belangrikste. Dan kom hulle na Jesus toe en hulle vra vir hom, een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom, toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, watter gebod is die belangrikste van almal? En Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Dis dieselfde belydenis as van Eksodus 20 vers 1, dis die Here ons God. Daarmee begin dit. Die Here is ons God. En dan sê hy, som hy Jesus dit op en hy sê presies wat die 10 gebooie sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Dis die eerste. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. My geliefdes, ek is daarvan oortuig dat as enige een van ons onsself meet aan hierdie voorskrifte van God, dan skiet ons elkeen ver tekort. Wil jou nie in die gesig vat nie, maar ons is sondaars. En ons is nie altyd vir God lief soos ons moet nie. Ons is nie altyd lief vir ons naaste soos ons moet nie. Maar daarom wil ek jou saam met my vat na 1 Johannes 1 van, nou het ek verkeerde plek oopgemaak, 1 Johannes 1 vanaf vers 6, 5. Dit is die boodskap wat ons van hom, God, gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is en tog in die duisternis leef, daai leef is aanhoudend leef. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, maar ons hou aan om in die duister te leef, lieg ons en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Maar, my kinders,
Ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie meer verder sal sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as parakleet of voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So nadat ons na die onderwysing van die Here geluister het, mag ons ook 'n verlossingswoord hoor. Wanneer ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Kom ons antwoord hierop, deur saam te sing uit Skrifberuiming 8:1 vers 2. Kom ons bid saam. Troue Vader in die hemel, ons dank U dat ons op hierdie Sondagoggend hier by mekaar mag wees. Die dag wat afgesonder is, om saam met mekaar voor U te verskyn. Nie omdat U woon in geboue wat deur mense gemaak is nie, maar omdat ons, die gelowiges, U tempel is, en omdat U in ons woon, en daar waar 2 of 3 of meer in U naam vergader, daar is U op 'n spesiale wyse teenwoordig. En so is U teenwoordig in hierdie oggend in ons midde, omdat U deur U Gees en deur U woord hier by ons is en met ons is. Vader, ons wil U graag dankie sê vir die ongelooflike genade wat U aan ons bewys. Want ons weet in hierdie wêreld is daar miljoene, nee biljoene mense wat U nie ken nie, wat van U nie weet nie. En tog het U ons paaie so gelei dat ons iewers by U uitgekom het, of dit nou uit 'n verbondshuis uit was, of deur bekering, of deur watter manier ook al, U het daardie genade aan ons bewys. En nou mag ons weet dat al is ons sondaars, en kan ons uit onsself nie voor U verskyn nie, dat U ons geregverdig het, heilig gemaak het in Jesus Christus. En daarvoor dank ons U, want die geloof is die grootste gawe wat U vir ons gee, die grootste geskenk wat ons kan kry. Die geloof kom nie uit onsself nie, maar van U af. Gee daarom dat ons daardie allerheiligste, allerkosbaarste geloof altyd sal koester, dat ons dit sal kos gee, dat ons dit sal voed, dat ons dit sal laat groei, en gee vir ons ook die genade dat ons gemeente 'n plek sal wees waar daardie geloof kan groei, waar ons mekaar warm hou in die geloof, waar ons mekaar se hande vat en mekaar liefhet en saam voor U leef en U naam groot maak. Dankie Here vir hierdie gemeente wat U gee as 'n lig in die omgewing waar hulle is. En dit is ook ons gebed dat U hierdie gemeente sal seën met al die seëninge wat in die hemel is en al die seëninge wat nodig is sodat hierdie gemeente steeds 'n kandelaar sal wees hier in hierdie omgewing. Gee dat die woord suiwer verkondig sal word, gee dat die liefde opreg sal wees, gee dat die liefde nie sal vervaag nie. Gee Here tog dat U woord sentraal sal staan, altyd en altyd. Maar ons dra ook elke individuele lidmaat aan U op. U ken elkeen, ons hoor van siekte en ons hoor van dood.
En ons hoor van hartseere. En Vader, ons as gelowiges is ook maar aan die verydeling van die skepping onderworpe, so al die probleme wat in hierdie wêreld beleef word, kom ook maar na ons kant toe. En daarom vra ons dat U elkeen van ons in U genade ook teen U sal vasdruk, dat ons U Vaderhart sal voel wat lief is vir ons, wat vir ons omgee in ons donker tye, maar ook vir ons die vreugde gee van ons blydskappe. Dra graag vir Dirk en sy gesin aan U op. Vra Here dat U hulle ook sal seën in hulle bediening hier. En ook waar daar 'n beroep uitgebring is en die proses van beroeping aan die gang is, bid ons dat daar spoedig 'n antwoord sal wees van diens wat aan U gegee word. Ons bely voor U ons swakheid en ons afhanklikheid van U, maar ons het vrymoedigheid om dit wat ons vra en dit wat in elkeen van ons wat hier is se hart leef, aan U voor te lê op grond van U liefde wat U bewys het in Jesus Christus. En daarom bid ons ons gebed in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons lees uit Sagaria, hoofstuk 1. Sagaria 1, vers 7 tot 17. En ek sal nou verduidelik. Op die 24ste dag van die 11de maand, die maand Sebat, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, was dit die woord van die Here aan die profeet Sagaria, seun van Berechia en die kleinseun van Ido. In die nag het ek gesien, kyk, daar was 'n man wat op 'n vosperd gery het. Hy het in die diep vallei tussen die mirtestruike gestaan. Agter hom was daar nog perde, bruines, vosperde en wittes. Toe vra ek, wat beteken dit, my Heer? En die engel wat met my praat, antwoord my, ek sal jou wys wat dit beteken. Die man wat tussen die mirtestruike staan, het geantwoord en gesê, dit is die ruiters wat die Here uitgestuur het om die aarde te deurkruis. En hulle die engel van die Heer wat tussen die mirtestruike gestaan het, geantwoord en gesê, ons het die aarde deurkruis en kyk, die hele aarde is stil en rustig. En daarop het die engel van die Here weer gepraat en gevra, Here, heerser oor alle magte, hoe lank gaan U nog U ontferming weerhou van Jerusalem en die dorpe van Juda, teen wie U nou al 70 jaar lank ontstoke is? Die Here het toe die engel wat met my praat, met vriendelike en troostvolle woorde geantwoord. Toe sê die engel wat met my praat, roep dit uit, so sê die Here, heerser oor alle magte. Ek is diep besorg oor Jerusalem en Sion, maar ek is vol fel grimmigheid teen die selfvoldane nasies. Ek was eers minder grimmig, maar hulle het die onheil vererger. Daarom, so sê die Here, keer ek vol ontferming terug na Jerusalem. My huis sal daar gebou word, Jerusalem sal met 'n maatlyn uitgemeet word. Dit is die uitspraak van die Here, heerser oor alle magte. En verder ook nog, so sê die Here, heerser oor alle magte, my stede sal weer oorloop van goeie dinge. Die Here sal Sion weer vertroos en hy sal Jerusalem weer verkies. Ons hierdie gedeelte waar hy sê, dit kry daar, en toe sê die engel wat met my praat, roep dit uit, so sê die Here, ek is diep besorg oor Jerusalem en Sion. Ek is diep besorg oor Jerusalem en Sion. Kom ons sit net so en sluit die oë. Ons Vader, ons het U woord gelees, ons gaan dit nou oordink, en ons wil dit ons eie maak. Daarom vra ons dat U deur U Gees teenwoordig sal wees, dat ek as prediker sal verdwyn, maar dat ons U sal hoor, U stem sal hoor, en dat ons dit wat ons hoor, sal gaan uitleef, en dat dit ons ook sal vertroos in die tye waarin ons leef. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Liewe broer, suster en kind, die kerklike landskap het oor die laaste paar dekades nogal radikaal verander.
wêreldwyd, maar ook hier in Suid-Afrika. In 'n versnelde pas, wil ek sê, in Suid-Afrika. En die prentjie wat ons kry van die kerk, in die algemeen, maak ons regtig waar nogal partykeer bekommerd. Bekommerd oor die toekoms van die kerk. Dit word nie meer altyd positief ervaar as jy vir iemand sou sê dat jy 'n Christen is nie. Of as jy iets oor jou Christenskap sê, word jy soms vreemd aangekyk. Die dalende lidmaatetaal, nie net in die GKSA nie, maar die susterskerke in Suid-Afrika in die algemeen. Ook in die buiteland. Kerke word al kleiner en ek hoor dat in Australië en Europa baie van die behoudende kerke se lidmaatetalle ver onder die 100 lidmate is. Verder is die wêreld so vatbaar vir dwaalleer. Mense luister na allerlei praatjies en hulle word aan die neus gelei deur mense wat hulle self uitgee as profete en pastore en leraars. En soms luister jy, hou jou hart vas as jy hoor die dinge waarna mense luister. Maar aan die ander kant is daar ook 'n klomp tradisionalisme in die kerk en formalisme en ritualisme. En soms is selfs evangeliese kerke of Christelike kerke gevul met bygeloof eerder as die ware evangelie. Ons verval partykeer in fundamentalisme met 'n lewensvreemde kommunis. Oral waar jy rondgaan, sien jy gemeentes wat sukkel om kop bo water te hou. Deure sluit, gemeentes maak toe. So wat staan ons te doen in hierdie omstandighede? Moet 'n mens nie maar moed opgee nie? Moet jy nie maar sê, kom ons voer 'n klomp nuwe dinge in, ons nuwe tegnieke, ons verander alles? Of moet ons terugtrek in 'n kokon, in 'n laartrek mentaliteit en onsself onttrek uit die wêreld uit? Of moet ons nou maar terug sê en sê, laat God se waters nou maar oor God se akkers loop. Die kerk se tyd is in elk geval verby. Daar's geen hoop meer nie. Maar geliefdes, as ons God hoog ag en as ons hom eer, sal ons nie tevrede wees as ons die kerk sien kwyn op hierdie manier nie. Ons sal 'n verskil wil maak. En daarom moet ons tog maar baie mooi luister, fyn luister na wat hy vir ons sê. En ook sy beloftes hoor, soos dit na vore kom in hierdie gedeelte wat ons gelees het. En sy beloftes moet ons juis aanspoor tot volharding en die wete dat geloofsoptrede en volharding die Here se hart bly maak, selfs te midde van slegte omstandighede. Ons sien dan sê ek iets hiervan by Sagaria in ons geleesde gedeelte. So Sagaria was 'n profeet wat opgetree het in die tyd na die ballingskap. En dit was eintlik 'n tyd toe die Ou Testamentiese kerk op 'n laagtepunt was. Regtig 'n laagtepunt. Meer as 70 jaar tevore is Juda in ballingskap weggevat deur die Babiloniërs onder Nebukadneser. Intussen het die Perse die nuwe wêreldheersers geword en in 536 voor Christus het koning Kores nou toestemming gegee dat die Jode wat weggevoer was na Babel kon teruggaan na Palestina toe. Ongeveer 50.000 keer terug. Maar baie bly agter. Baie bly agter in die nuwe plekke waar hulle geland het. Na 70 jaar was hulle opgeneem in die omgewings waar hulle gewoon het, waarin hulle verban was. Hulle het begin om besighede te bedryf en hulle het welvarend geword daar in die vreemde. En vir 70 jaar lank nou al was die tempel en Jerusalem nie meer in hulle gedagtes nie. Hulle het nuwe plekke van aanbidding gebou, sinagoges en so meer. So Jerusalem, die tempel, was nie meer in gedagte nie. So wat gebeur het is dat die armstes van die armstes dikwels teruggegaan het Palestina toe. Maar die wat welvarend geraak het, het agtergebly. En nou word daar in Esra 3 vers 11 vertel hoe hierdie terugkerende Jode met groot ywer begin het om die tempel te herbou. Hulle het die fondasies weer gelê. Maar dan volg daar 'n klomp terugslae. Dit is nie oor in detail of in te gaan nie. Die Samaritane
kom pla hulle. Die Samaritane wil eintlik kom help. Die Samaritane was 'n vermenging van die Jode en die heidense volke wat daar in die omgewing ingevoer was deur die Babiloniërs. Hulle die Here aanbid, maar nie op die manier wat die Jode gedink het is reg nie. Daar word allerlei agterdog, politieke agterdog geskep deur mense oor die herbou van die tempel. Daar's 'n goewerneur Tattenai. Die werk kom tot stilstand. Die Jode begin nou ook in Palestina en Jerusalem begin hulle weer om hulle eie huise te bou, hulle eie besighede uit te bou. Die tempel van die Here, die godsdiens, die formele godsdiens is eintlik agterweë gelos. 521 kom Darius Histaspes op die Persiese troon en Haggai en Sagaria, die profete Haggai en Sagaria gebruik hierdie tyd om die voortou te neem om die tempelbouery weer aan die gang te kry. Nou tot stilstand gekom. In Haggai lees ons hoe haglik die omstandighede in die kerk was. Die geestelike welvaart van die volk was op 'n absolute laagtepunt. Elkeen het net aan homself gedink, elkeen het net sy eie ding gedoen. Is 'n onhoudbare situasie as jy die Here wil eer. Dis nie tot sy eer nie, is nie tot die eer van sy naam nie. En sy naam word onteer deurdat juis almal besig is met hulle eie dinge, hulle eie oorlewing, hulle gee nie om vir die kerk nie. En dan doen Haggai klomp werk om die tempelbouery weer aan die fisies aan die gang te sit. Sagaria kom dan weer en hy gee 'n godsdienstige motief. Hy sê vir die mense, julle moet nie net die tempel bou nie, maar daar's 'n rede hoekom julle die tempel moet bou. En hy begrond en verduidelik vir hulle. En nou val die profesie van Sagaria juis in hierdie tyd geleef. Ons kan sê, sy profesie wil daarop wys dat dit nie net gaan oor die formele oprigting van die tempel nie, gaan nie net oor 'n gebou nie, maar daar is 'n ryker en 'n dieper geestelike rede, 'n dieper motief vir al die tyd wat opgeoffer word, al die fondsinsamelings wat gehou word, al die teenstand wat oorwin moet word, al die soeg en sweet om daai struktuur aan die gang te kry. Hy sê daar's 'n dieper rede daarvoor. En die Here praat met hom in 'n klomp nagvisioene. En wat ons gelees het is die eerste van hierdie nagvisioene. In die nag sien hy hierdie beelde. En hy sien 'n ruiter op 'n vosperd of 'n rooierige perd. Agter hom is daar ander perde in variasies van verskillende kleure. En dan Sagaria staan op iets van 'n hoogte en hy kyk af en daar in 'n laagte, in 'n kloof sien hy 'n klompie hierdie perde. En hierdie perde staan tussen 'n klomp mirtebome. Sagaria vra, vers 9, wat beteken hierdie droom van my tog? Wat is hierdie visioen? Waaroor gaan dit? Perde, rooi perd, ander kleure perde, in 'n laagte tussen 'n klomp mirtebome. Wat beteken dit tog? En dan vra hy, wat beteken dit? Daar kom 'n antwoord en hy sê, hierdie ruiters, die engel sê, hierdie ruiters was uitgestuur om die hele wêreld te gaan verken. Nou kom hulle terug en hulle lewer rapport. En wat is hulle rapport? Hulle rapport is, alles is stil en rustig. Alles is stil en rustig in die wêreld daar buite. Hulle reaksie op hierdie rapport is totaal en al anders as wat mense sou dink, as wat mense verwag. Mense sou dink, mos as iemand terugkom en sê, jong, die hele wêreld is stil en rustig, daar's nie oorlog aan die gang nie, daar's nie gerugte van oorlog nie, alles is stil en rustig. Dis mos goed. Maar nee, die ruiter op die rooi perd vra, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Met die bedoeling, hoe lank nog gaan dit stil en rustig wees? Hoe lank gaan die dinge nog aangaan soos dit nou aangaan? Dis nie goed dat alles stil en rustig is nie. So as 'n mens die Bybelse boodskap wil verstaan, is een van die eerste vrae wat jy moet vra, hoe die eerste lesers dit verstaan. So wat het Sagaria se lesers verstaan toe hulle gehoor het wat hy skryf en wat hy sê? Hierdie visioen sien hy tussen 'n klomp mirtebome. 'n Mirteboom is in Palestina 'n bekende plant gewees. Dit was ongeveer 6 meter hoog. 'n Boom, donkergroen, glimmende blare wat baie lekker ruik. En die bas en die blare was dikwels gebruik om parfuum te maak. Dit het wit blommetjies gedra met baie meeldrade, was pragtige blommetjie. Dit het swart bessies geproduseer wat gebruik was as medisyne. Ester,
is ons die Hebreëse vertaling of die vertaling van die Hebreëse woord vir 'n murt Gadassa. Maar dis nie maar net 'n boom nie, want in die Ou Testament was die myrteboom gebruik as 'n simbool vir Israel, vir God se volk. In Jesaja 41:19, Nehemia 8 en Jesaja 55 kan jy gaan lees. Die gedagte daar agter was, net soos wat daai myrteboom so lekker ruik, en soos wat daai myrteboom medisinale eienskappe het, so moet Israel 'n aangename reuk vir die Here dwars oor die aarde versprei. Die volk van God, moet eintlik tot genesing wees van die volkere. Dit is soos Here Jesus ons leer in Matteus 5:13, julle is die sout vir die aarde, die lig vir die wêreld. Daar moet van die kerk af, moet daar 'n reuk uitgaan, daar moet 'n invloed van die kerk af uitgaan in hierdie wêreld. Sagaria sien dus Israel, God se volk, steeds geassosieer met die myrte. Maar nou is hulle nie op 'n berg nie. Hulle is deur onder, in 'n kloof, in 'n laagte, in 'n ravyn. En die reuk kan nêrens heen gaan nie. Dit hang net daar in die kloofie. En dit is die simbolies van die toestand van die volk, die Ou Testamentiese kerk op daardie tyd. Dis op 'n laagtepunt. Hulle is steeds kerk, maar hulle is nie 'n stad op die berg nie. Hulle is maar verslae. So hoekom dan die negatiewe reaksie op alles wat stil en rustig is? Omdat die Here lank tevore, maar ook nog enkele maande tevore, voor hierdie visioen, deur Haggai beloof het, dat daar groot dinge is op pad is. Jeremia 25, paar verse Haggai, sê die Here, ek gaan die aarde laat bewe, ek gaan trone van konings omvergooi, ek gaan die mag van die koninkryke van die aarde vernietig. Ja, so die Here het beloof, hy gaan sy volk gebruik as 'n geurwerk, is 'n genesing deur aardse koninkryke tot nul te maak en die koninkryk van God tot stand te bring. Maar die ruiters kom terug en sê, daar's niks aan die gebeur nie. Die kerk is niks, daar's niks aan die gang nie, stil en rustig, geen konings wat op die punt staan om te val nie. Persiese ryk is vas en stewig in beheer, 70 jaar van ballingskap is verby. Waar is Israel se glorie? En dit bring ons dan by die essensie van hierdie visioen, van hierdie profesie. Die engel by die rooi perd kom in, tree in vir die moedelose volk. En hy sê, hoe lank nog, Here, Almagtige? Hoe lank nog? Hoe lank nou gaan u kerk so swak, so verneder, so bekommerd, so wankelend homself moet voortsleep? Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? So wie is hierdie engel wat so intree vir God se volk? Die engel van die Here, sê vers 12. Die eerste leser sou onmiddellik geweet het wat word bedoel met die engel van die Here, want die engel van die Here is in die Ou Testament die verskyningsvorm van Jesus Christus self. Dis Jesus self wat daar intree, op die perd sit en sê, hoe lank nog, Here? Het is interessant dat die Joodse rabbies kan hierdie gedeelte glad nie verklaar nie, want hierdie engel het goddelike eienskappe. Hy is Jesus. Ons weet dit. Hy is Jesus Christus, wat reeds in die Ou Testamentiese tyd en verder in die Nuwe Testament, ons het dit gelees, intree vir God se volk, God se kerk. Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. Daar staan in Hebreërs 7:25, daarom kan ons ook deur die wat deur hom na God gaan kan hy ook die wat deur hom na God gaan eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd vir hulle om vir hulle by God in te tree. Is dit nie net eenvoudig fantasties die verband tussen die Ou Testament, Nuwe Testament? Hier lees ons die engel wat intree vir die volk, Nuwe Testament, Jesus Christus wat intree vir ons. Wat 'n bemoediging vir die klomp wat so worstel in die tempel, wat op daardie lae geestelike standaarde die Godsvolk aanskou. Die engel van die Here tree in. Maar daar is nog selfs meer. Die Here antwoord die engel vriendelik en bemoedigend, staan daar. Die Here self nou bemoedig sy volk. Die ander engel, wat die toerleier van Sagarias, kan ons sê verduidelik dan wat dit beteken as die Here vriendelik en bemoedigend
antwoord. Hy sê, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion. Ja, die smaad, die worsteling, die stryd van smart gaan nie by die Here verby nie. Dit maak hom hartstogtelik begaan. Die Hebreëse woord daar, keneti, beteken, is dieselfde wat gebruik word as hy sê, ek is in die 10 gebooie, ek is 'n jaloerse God. God sê, ek het ywer oor my volk, ek is jaloers op my volk, ek is 'n jaloerse God. Hy's besitlik op sy volk, op 'n mooi manier, oor sy kerk. Hy soek die allerbeste vir hulle. Dis soos 'n man wat jaloers is op sy vrou om te sê, dis my vrou, los my vrou uit, dis myne, bly weg. En so sê die Here hier, dit is my volk, ek is hartstogtelik begaan, ek is jaloers vir my volk. En daarom gaan my toorn losbreek teen die nasies, wat hulle aan die godsvolk nie steur nie. Ek gaan weer voorspoed gee, ek maak Jerusalem my woonplek, vers 17. So geliefdes, hierdie profesie het verskillende vervullings gehad. Die stad en die tempelmure was, of die tempel en staatsmure was weldra weer voltooi. Maar in die volheid van die tyd, Galasiërs 4 vers 4, is Jesus Christus gebore. En van toe af weer klink die evangelie oor die lengte en die breedte van die wêreld deur God se kerk. Die kerk het nou die geur geword wat die lewe versprei in hierdie wêreld waarin ons leef. Die boodskap van verlossing in en deur Jesus Christus. Die geur van die lewe tot die lewe vir hulle wat hom ken as middelaar en verlosser. En dit sal uiteindelik sy volle vervulling bereik met die wederkoms, wanneer die kerk se geur die enigste geur sal wees wat oorbly op hierdie aarde. En die onwelriekende stank van die Satan vir ewig deur God verwyder word. Verban na die buitenste duisternis. Dis eendag, maar intussen is hierdie proses ook eintlik aan die gang. Nou, hier, in hierdie kerk en in die kerk van die Here oral. Alles ons in 'n laagte. Al lyk dit vir ons mensliker gewys of ons in 'n diep laagte is en in 'n kloof en 'n ravyn is. Maar julle, ons as 'n gemeente is 'n lieflike geur wat uitgaan na ons omgewing, ons onmiddellike omgewing. Wanneer ons in 'n gemeente swoeg en hard werk, wanneer ons aanhou om God se eer te soek as 'n gemeente, wanneer ons medegelowiges bystaan, wanneer ons selfs ons vyande liefhet, wanneer ons aanhou om te bou aan die kerk van die Here, selfs as dinge vir ons donker lyk, in 'n vyandige wêreld, in 'n wêreld wat lyk asof dit hom aan God en sy gebod nie steur nie. Dan is ons besig as 'n kerk, as 'n gemeente, as kerke, om 'n lieflike geur te versprei. Die Here is hartstogtelik begaan daaroor, dat ons dit sal doen. Maar nie net die kerk nie, ook elkeen van ons in ons persoonlike lewe, is 'n lieflike geur tot eer van die Here. 2 Korintiërs 2:15 sê, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel die as wat verlore gaan. So ek en jy versprei die geur van die Here vir die mense wat hulle aan God nie steur nie, stink dit. Maar vir die mense wat die Here leer ken, is dit 'n aangename wierook, is 'n geur van die lewe tot die lewe. Wanneer ons lewens wys dat ons weet dat ons 'n God het, 'n Here het, wat hartstogtelik begaan is oor ons. Soveel so, dat hy sy seun gegee het as 'n versoeningsoffer vir ons. Julle gaan later hierdie maand nagmaal gebruik. En nagmaal sê juis, ons het hierdie hoop wat in ons leef. Iets wat ons weet, al is dit nie met die oog sigbaar nie. Want ons hoop is op die koningskap van God, wat met alle krag en mag deurbreek. En ons getuig daarvan, dat ons die uiteindelike oorwinnaars is, want ons weet die bruilofsmaal van die lam wag op ons. Ons versprei die lieflike geur, wanneer ons lidmate van 'n gemeente word. Ek weet nie of die mense wat opgeneem is hier is vanoggend. Maar wanneer ons lidmate word van 'n gemeente, dan sê ons eintlik, ek is hier om 'n geur te versprei. As dit nou
as ons gedoop word, of ons kinders gedoop word, belydenis afgelê word, daar ware opnames, dan staan ons eintlik as ware voor die hele wêreld en sê, ek glo, en ek gaan 'n lieflike geur vir die Here versprei, want die Here is hartstogtelik begaan oor my en sy kerk. En ons bely teenoor die wêreld, dat die Here Jesus Christus, God se manier is, om sy besorgdheid vir my sigbaar te maak. Oeps, ekskuus. Dit is 'n lieflike geur, wat ons versprei, ook in 'n tyd, wanneer in die wêreld, in die landsgeskiedenis, wanneer die mense die rug draai op God, en elkeen maar net weer begin dink aan sy eie belange. As ons vas staan in die geloof, dan getuig ons, die Here, ons weet dit, die Here is hartstogtelik begaan oor julle, oor ons. Hou goeie moed, kinders van die Here, God ruik die geur wat julle versprei. Maar dan moet ons ook ietsie tog onthou, né? En dit is dat ons geroep word om bewustelik hierdie geur te versprei. Dit gebeur nie van self nie. Dit gebeur wanneer jy konsentreer daarop om 'n lieflike geur vir God te wees. Ja, God self sal die wolke van geur versprei oor die wêreld. En hy sal dit self ruik. Dit verskaf hom plesier. Maar ek en jy moet onthou dat dit ons roeping in hierdie wêreld is. Dit is ons primêre roeping, om 'n lieflike geur vir die Here te laat opgaan. Elkeen van julle individueel en julle as 'n gemeente saam. So, geliefde, is jy besorg oor die toestand van die kerk? Ja, natuurlik. Ons is almal besorgd oor die toestand van die kerk. Maar die Here self is hartstogtelik begaan daaroor. Maar dit mag ons dan weet. Dit mag ons weet. Hy plaas die verantwoordelikheid op ons om alles omstandighede hoe aglik aan te hou om 'n lieflike geur vir hom te versprei. Dis ons roeping as gelowiges en lidmate van 'n kerk. God gee self die essensie, die basis van die geur. Die basis van daai geur is Jesus Christus. Maar laat ons dan nie ophou om die mirtereuk van God te versprei nie. Kenners sê, die reuk van die mirt is nog meer eksoties as die reuk van 'n roos. Die geur wat ons vrystel is nog meer eksoties, want dit is die geur van die lewe wat getuig van Jesus Christus. Mag ons elkeen ywerig wees om God se geur te versprei. Ons bid saam. Vader in die hemel, ons dankie. Dis eintlik vir ons 'n bietjie onverstaanbaar, want U is almagtig en U het ons nie nodig nie. Maar U het dit in U alwysheid so besluit dat ons, die kerk, U geur moet versprei in hierdie wêreld. Here, ons moet bely dat ons baie keer moedeloos word, dat ons dink, waarheen is alles op pad? U is hartstogtelik begaan oor die kerk en U sal dit nie los nie. Ons weet dit omdat U Jesus gegee het en ons weet dit omdat U die Heilige Gees gegee het, dat U die kerk nie sal los nie. Daarom vra ons dat U ons krag sal gee om sterk te staan, al voel ons nie baie sterk nie. Dra hierdie gemeente, elke lidmaat aan U op en vra dat ons 'n aangename geur vir U sal wees. Amen. Daar is geleentheid vir die kollekte. Ek dink gaan vir die diens van barmhartigheid, né? En daarna gaan ons weer saam sing. Yeah.
Geliefdes, die seën wat aan die einde van 'n diens uitgespreek word oor die gemeente word die wegstuurseën genoem. En die wegstuurseën is die Here wat sê, ek die drie-enige God, gaan saam met jou hier uit, sodat jy dit wat jy geleer het, kan gaan leef. So ontvang die seën van die Here en gaan wees 'n lieflike geur in die wêreld waar jy leef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly. Amen.